Goeienaand, liewe gemeente. Welkom vanaand by ons aanderediens. Mag die Here ons lei in dit wat ons vanaand met mekaar gaan deel deur die prediking en mag ons elkeen se geloof regtig waar groei in dit wat ons gaan saam beleef vanaand. Ons gaan 'n bietjie later gaan daar geleentheid wees vir kollektes, dis vir die diakonale kas en die emeritaatsfonds. En die res van die dinge kan jy gerus bietjie gaan lees. Wat in die boodskapper is, daar's heelwat datums wat mense kan aanteken oor wat aan die gang is hierdie volgende paar weke of maande. As jy vanaand saam met ons kuier vir die eerste keer, het sy op die internet of sommer net vanaand hierso nuuskierig of nie hierso, wil ek vir jou spesiaal welkom sê. Mag jy die aand samekoms saam met die gemeente baie geniet. Dis bietjie meer van 'n bietjie meer informeel in die sin dat ons bietjie gesprek kan voer ook bietjie later. So as daar 'n vraagie is of 'n kommentaar is wat jy dalk op jou hart druk, as jy baie welkom om later bietjie dit te vra of net deel te neem of 'n getuienis te gee. Ons gaan bietjie later daarvoor aandag gee. Kom ons begin vanaand net deur ons afhanklikheid van die Here af te bid met gebed. Dan gaan ek die seën van die Here uitspreek en dan gaan ook lieflik saam sing. Ek sal aankondig wat ons gaan sing nadat ons die seën uitgespreek het. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons besef en weet wat dit U gekos het om dat ons U ons Vader kan noem. En wat 'n voorreg om vanaand as broers en susters, familie by mekaar te kan wees. Dankie daarvoor, Vader. Ons weet dat in 'n wêreld waarin ons leef, is daar so baie inperkings by soveel mense as gevolg van vervolging, as gevolg van oorlog, as gevolg van stikkindheid, Islam wat ook sy merk laat. En dan dink ons vanaand net aan ons vryheid wat ons het, om hier so saam te kan kom en die orgelse pype oop te kan maak en met ons stemme U naam te kan verhef. En daarom wil ons vanaand kom saam sê, saam sing, halleluja, U is koning. En ons kom aanbid U vanaand as U woning. Dankie dat ons lewende stene is, Vader, en dat ons op die hoeksteen van Jesus Christus gebou is, elkeen van ons, lewend steen. En Vader, ons wil vanaand kom vra dat U ons sal lei in dit wat ons vanaand hierso gaan sê. Elke ding wat ons doen, ons liedere, wat ons bid, dit wat U vir ons uit die woord uitleer. Vader, ons elkeen sit vanaand hierso en ons het nodig om te hoor en saam te sing. Ons het nodig om U lof te besing. En vir U te sê wat ons van U dink. Want daar is niemand soos U nie. U regeer met mag en majesteit. U is die koning vir wie ons regtig laag kom neerbuig. Here, en dankie vir U ongelooflike woord. As ons dit nou oopmaak binnekort om te lees ook, dan bid ons dat U dit sal oopbreek vir ons, om iets te verstaan van die agtergrond waarteen dit geskryf is, om iets te verstaan, Here, van die wonderlike lyn wat U deurgetrek het, tot en met die Messias koning, Jesus Christus ons Here. Here, dankie dat U ons seën. Dankie dat U guns en goedheid by ons is. Mag dit wees nou in ons saam wees as ons uitstap later, môre, oormôre, elke liewe dag. Mag U guns en goedheid ons volg al die dae van ons lewe, oral waar ons gaan. En dankie dat ons dit kan weet en dat ons dit diep in ons hart kan bære. Vader, van ons mag dalk onrustig wees vanaand, van ons mag dalk twyfel, van ons mag dalk sit met sommer net wonder oor geloof, oor die lewe, oor familie, vriende, verlore mense, stikkindheid. Wil U ons elkeen kom ontmoet vanaand en ons kom kry daar waar ons is en wil U ons skuif, o Vader, in U blydskap, in U vrede en in U rus in. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons 3 liedere sing. Eerste lied is so 'n mooi ontmoetingslied, waar ons die Here gaan ontmoet, en dan die tweede een is 'n lofpsalm, of eintlik al twee is lofpsalms. En alles het die idee van koningskap en kroon en ja, julle sal dit optel in ons liedere. So kom ons staan, dan sing ons hierdie 3 liedere na mekaar tot eer van die Here. Dan gaan ons weer sit, dan gaan ons saam met die woord van die Here lees.
Nou gelowiges, ons is met so onafhanklike, nie afgespreekte tema besig wat gaan oor die koninkryk, wat sommer net so gevloei het. En ek gaan vanaand vir julle sê, ons het met 'n baie gewigtige skrifgedeelte te doen. En die rede daarvoor is omdat dit so groot skakel in die Ou Testament. En kinders, julle gaan dit hoor vanaand, maar ons praat hierso, hierdie gedeelte is die verbond wat God aan Dawid gemaak het, met die hele koning Dawid, nee. Ons noem dit die Davidiese verbond. En ek sê vir die kerkraad voor die tyd, as jy begin kommentaare lees oor die gedeelte en die eerste paragraafie, dan sê die mense, luister, hier sal so baie ingeskryf oor hierdie gedeelte. En dan moet jy weet, daar's baie te sê hieroor en mense moet ergens 'n lyn kies om te vat en jy kan verskeie preke uit hierdie gedeelte uitmaak. Ons gaan vanaand 'n spesifieke lyn vat en aan die einde sal ons refleksie of prakties sal ons dan soos 'n holgeweer skiet en sê maar hier's ook waar jy in kan dink in terme van hierdie teks. Nou weet julle wat kom en dan kan julle regmaak daarvoor. Maar kom ons lees hierdie gedeelte saam. Dis 2 Samuel 7. Die hele hoofstuk is 29 verse. Ons gaan net tot by vers 17 lees, want vers 18 en verder is die antwoord van Dawid op dit wat die Here vir hom sê. En ek sal konteks gee nou as ons die preek begin uitpak. 2 Samuel 7 van vers 1 tot 17. Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan, kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Nathan het die koning geantwoord, doen gerus alles wat u in gedagte het, die Here is by u. Dieselfde nag het daar egter iets gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom en vir hom gesê, gaan sê vir my dienaar Dawid, so sê die Here, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. Ek het in 'n tent en tabernakel rondgeswerf saam met al die Israeliete. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê, so sê die Here die Almagtige, ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. Al jou vyande het ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grootes op die aarde. Ek het 'n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Dis nou die rigters. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastei. Maar my trou sal ek nie aan hom onttrek, soos ek dit aan Saul onttrek het, om vir jou plek te maak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal altyd bly voortbestaan. Volgens hierdie openbaring het Nathan die hele boodskap aan Dawid oorgedra. En dan is dit daarna Dawid se reaksie en hoe hy net so klein word voor die Here. Is eintlik pragtig. Gaan lees dit vanaand verder en hoe hy net bevestig wat die Here heen sê. Nou, liewe gemeente, jy sal sien die woordjie rus kom baie voor in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. En ek dink, as mens so 'n bietjie kan wegval vanaand, dan kan ons sê, weet jy, ons mense is nogal rusteloos. Ek dink so baie daaraan, baie van ons het regtig 'n diep moeg. En natuurlik praat mens met ouers, wat kinders het ook, en dis aan die gang, van vroegoggend tot laat aand. Dis buitemuurs, dis skooltake, en so voorts. Almal is druk besig. En dan wat deel van hierdie moeg maak, wat ons baie keer moeg maak, is hierdie gespartel om nog goeders bymekaar te maak. Ons denke te laat gaan oor, moet ek 'n upgrade na die volgende kar toe, of volgende huis, of volgende wasgoedmasjien, of skoolgoedmasjien, nee, en ons dink, dit sal vir ons rus bring, of ek moet op 'n vakansie gaan, en dit sal vir my rus bring, of een of ander trip, dit sal vir my nou lekker rus bring.
Maar ek weet, dit werk so. As jy terugkom van daai vakansie af, of as jy nou daai upgrade gemaak het en jy gedink het, "Yes, nou gaan ek lekker rus." As dit nie lankie, dan moet jy maar weer 'n bietjie die volgende ding doen. Dan moet jy maar weer ergens later die jaar op 'n vakansie gaan dalk of 'n rusie vat oor 'n naweek, nê. Is asof daar, en ons het al baie gepraat hier oor in die gemeente, asof daar 'n werk in ons aan die gang is agter die werk. Daar's 'n werk in ons wat sê ek moet perform, ek moet bybly, ek moet heeltyd die, soos die Engels sê, die bar reis. En daar's 'n ding wat ons dryf die hele tyd. Ons noem dit die werk agter die werk. En dit alles is maar die effek van sondeverlorenheid. Ek bedoel, kom ons gaan gou 'n bietjie terug, want ons moet teruggaan om hierdie lyn lekker te sien, maar God het die mens gemaak om in sy beeld, om in sy rus te wees. Volmaak, nee, dit was pragtig. Ek dink dit was wonderlik en ek sien so uit na die nuwe hemel waar dit weer herstel gaan wees. 'n Perfekte, volmaakte verhouding. Maar ons sien baie vinnig gemeente hoe daai rus toe nou versteur is deur sonde wat in die wêreld ingekom het. En dit het ons ewige rus met die Here weggevat. Kom versteur, ons verhouding met hom stikkend gemaak, nê. En ek dink sommer aan die straf wat God gegee het vir Adam, Eva en die slang, nê. Men het vir Adam gesê met moeite sal jy bestaan maak. Nê, vrouens, julle gaan swaar kry met swangerskappe, nê. Dit gaan nie maklik wees nie. Daar's vyandskap wat ons van lees in Genesis 3. Die rus is versteur. Nou die vraag is hoe kry jy weer rus as jy moeg is? Waar kry jy daai eintlike rus wat die werk agter die werk kalm maak en rustig maak? Waar kry ons dit? Waar kry ons daai rus wat weer volmaak is? Hoe kom ons uit hierdie kloue uit van moeg wees en hierdie rus wat versteur is deur sonde? Waar kry ons hierdie uitnodiging? Waar kan ons gaan ingaan by Jesus wat ons nooi en sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Want ten diepste kan ek jou waarborg, is dit wat jy nodig het en wat jy soek. Tweede gedeelte in 2 Samuel 7 het gesê, so 'n belangrike gedeelte in die Bybel waar God sy verbond met Dawid het. En kom ons kyk vanaand na rus deur, nou het ek my skyfies verloor, nee, daar is die rustelose een. Daar is een wat sê, I need a break, nee, ons het rus nodig. Kom ons kyk na hierdie rus, deur te kyk na hierdie 3 punte vanaand. Ons kyk na Dawid se plan, ons kyk na God se beter plan, en ons kyk na God se lang plan, wat eintlik maar dieselfde is. Nee, vir jou om te onthou, Dawid se plan, God se beter plan, en die lang plan, as dit kom by rus. Nou, kinders, Dawid was 'n oorlogsheld gewees. Okay, hierdie ou, ek sê dit met sommer in plain taal, hy kon oorlog maak en hy kon veg. En die God het hom aangestel as koning en hy het baie oorloë gewen. Jy kan maar 'n bietjie terugblaai in die Bybel van 2 Samuel 1 tot 7, dan sê dit hoe baie oorloë hy gewen het. Hy het politieke standvastigheid gebring vir Israel weer, nê. En hy het die ark in Jerusalem ingebring. En Jerusalem is nou die politieke hoofstad, maar hy gaan dit ook die godsdienstige hoofstad maak. Dis hoekom hy die ark ingebring het, die ark van die verbond, om dit daar neer te sit, want hy wil dit ook die godsdienstige sentra maak vir Israel. Nou sien ek vir Dawid en Nathan. En ek kleer oor die lyne in, dis nie in die Bybel nie, maar ek kan sien hoe hulle op 'n dak sit en Dawid is nou rustig. Nee, daar's nou vrede. Hy het 'n huis, pragtige plek, sederhout, baie kosbaar natuurlik. En hy sê vir Nathan, ja Nathan, kyk hier ark man. Hy's in 'n tent. Kom ons bou 'n huis vir die Here. En Nathan sê, "Sjap, doen dit." En dan sien ons, maar nee, dit het bietjie anders uitgedraai. Heel wat anders uitgedraai. Maar nou hier is die ding julle, dit was nie 'n ongewone ding gewees vir Israel of nee, vir die volke van daai tyd om so op te tree soos wat Dawid optree nie. So wat baie keer sou gebeur het is as 'n koning 'n baie groot en belangrike oorlog wen, dan sou hy vir hom, as hy nou teruggekom het, sal hy 'n tempel oprig vir hierdie God aan wie hy die eer wil gee vir die oorlog wat hy gewen het. En saam met dit is so 'n bietjie van 'n ooreenkoms. Weet, jy het my nou
geseën met hierdie oorlog, maar ek gaan vir jou die tempel oprig waarin jy kan woon en rus, maar dan moet jy my nog bietjie verder seën en vir my nog goedjies doen en my veilig hou. Nee, so dit was die agtergrond waarteen volke dit gedoen het. Egipte het dit gebeur, Assirië het dit gebeur, Babylonië het dit gebeur, nee. En daar's klomp, ek kan nou nie die voorbeelde presies van die konings nie, maar ek kan hulle vir jou gaan soek, dis in my bronne, van hoe hulle dit gedoen het. As ek vir jou dit doen, dan moet jy vir my dit doen. So Dawid beleef rus, Israel beleef rus, so dit is nou net logies. En hy doen dit baie eerbaar, maak nie 'n fout nie, dis baie eerbaar. Dis nou tyd om vir God 'n huis te bou, dat hy kan kom rus. Dat hy kan kom woon onder ons. So Dawid dink baie wêrelds, nee, hy dink, so hier is die ding, en julle gaan sien dan, want ons in die Nuwe Testament gebeur dit dieselfde, en ons doen dit vandag nog dieselfde. Dawid dink, wat het die Here nodig? Hy sê vir die Here, wat die Here nodig het, in die proses. En in die proses, en dit gebeur so maklik, dan dink hy vir God klein, en hy wil vir God inperk, boks, binne in 'n gebou, en sê, maar dit is waar ons God woon, net soos wat al die ander stamme se gode, daar op 'n berg is daar 'n tempel, dis waar Zeus is, of dis waar Aphrodite, of weet wat 'n god ook al daai tyd nou was, so dit is nou die storie. So Dawid wil vir die Here sê, wat hy dink die Here nodig het, maar ons sien duidelik in sy woorde, en hy sê dit in soveel woorde, Dawid, en hy was 'n man na God se hart, jy sê nie vir my nie, ek sê vir jou. Jy sê nie vir my nie, ek sê vir jou. En kom ek sê vir jou, nee, wat gaan ek doen? So, Dawid se plan is, ek wil 'n huis vir God bou. Maar God sê, nee, wag, ek het 'n ander plan. Ek gaan iets anders doen. En dit klink baie vreemd, want ja, die tempel is gebou, met groot feeste, maar dit was nie Dawid nie, dit was Salomo, wat vir die Here, toe nou 'n tempel opgerig het, met Dawid se hulp natuurlik, hy het vir hom baie van die middele gegee om dit te kan doen. Maar hoekom kon Dawid nie die tempel bou nie? Ek wil 2 redes vir jou noem vanaand. Een kortliks en die ander wil ek 'n bietjie uitbrei op. Wel, nommer 1 is 1 Kronieke 22 vers 8 sê eenvoudig net dat Dawid het te veel bloed op sy hande gehad. Hy was 'n oorlogsman, daar was net te veel bloed. Hy is nie die ou wat die tempel kan bou nie. Dit moet 'n man van vrede wees, sê die gedeelte. En daarom is Salomo die man van vrede wat dit gaan doen. Maar die tweede rede, sien jy daar op die bord die tweede rede is dat God sal die huis bou. God sal die tempel bou en nie Dawid nie. Want God is besig met 'n baie langer plan hierso. Die koning mag dalk in 'n huis bly. En God sê in hierdie gedeelte, maar luister, ek het nog nooit vir iemand gevra om vir my 'n huis te bou nie. Hy bly in 'n tent, hy wil tussen sy mense wees. Selfs toe Salomo die tempel gebou het, hierdie pragtige tempel, dan erken hy met die opening daarvan, sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel kan u nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Okay, so nou begin jy die drade sien. So Dawid se fokus is eerbaar, wat kan ek vir die Here doen? Maar die Here sê, Dawid, ek gaan iets vir jou doen. Asof Dawid nog nie die Here, of asof hy, daar's 'n paar redes, asof hy dit dalk vermeng met die ander gode, hoe hulle gedink het, en die ander volke hoe hulle gedink het. Dit kan wees dat hy God se nog net nie so baie goed geken het nie, ons weet nie. Maar Paulus het 'n bietjie later in Handelinge 17 dan, as hy praat oor wie God is, dan verstaan hy presies wat eintlik hier verwoord word, nê. Want God het nie mense nodig nie. Die mens het God nodig. Ons sê nie vir God wie hy is en waar hy moet wees en wat hy moet doen nie. Hy sê vir ons. En Paulus het dit baie goed verstaan. Handelinge 17, kyk wat staan daar. Daar staan God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. Nee. Een nou sê so maar, hy sê maar hoe? God maak dan die sederbome. God maak die woude. Nou wil ons dit afkap en nou wil ons vir God 'n huis bou van sederhout. Maar God is vergewe bo dit. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dis hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. So hierdie punt is dat die rede hoekom Dawid nie die tempel sal bou nie,
is om ook die idee te voorkom dat God mense nodig het. Dat ander volke nie kan sien, kyk, hulle God het ook nodig dat hy, dat hulle vir hom 'n tempel bou nie. Dis nou in hierdie gedeelte, nou, is 'n ander punt wat moet gemaak word, want God is besig met 'n langer plan. En hy sê vir hom, Dawid, ek gaan 'n huis bou. Ek gaan 'n huis bou. En tussen my mense wees, ek gaan 'n koningshuis opbou, wat vir ewig sal staan. En, ons fokusgedeelte vanaand is vers 11. Wat ek gaan gou vir jou lees, dat jy net weer hoor wat aangaan nie. 2 Samuel 7 vers 11 is die fokusgedeelte. En God sê hierin, hy sê, ek sal jou rus gee van al jou vyande, ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Nou daai koningshuis is nie net 'n huis soos wat ons 'n huis ken nie. Dit is soos wat soos in Engeland sê maar die koningshuis nê, the House of York. As ons nou 'n koninklike afstammeling was, dan sou ons gesê die Fourie-huis nê. Wat beteken 'n dinastie? Wat beteken koning na koning na koning na koning gaan opgevolg word hierso nê. So hy sê Dawid, jy wil vir my een tempel bou, maar ek gaan vir jou 'n dinastie bou. En hier's waar dit nou baie interessant raak, en hy sê, ek gaan vir jou koningshuis opbou, wat vir ewig sal wees, en ek gaan vir jou rus gee van jou vyande. Ek gaan vir jou rus gee van jou vyande. Nou hierso is dit nou waar dit nou baie interessant raak, en wat mens onmiddellik opgeval het, toe ons hierdie teks gelees het vir die eerste keer. En dit is dat, in vers 1, volg mooi, staan daar, toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing. Toe wil hy vir hom 'n huis bou. Okay, so Dawid beleef rus van sy vyande. Maar in vers 11, dan sê die Here, maar wag bietjie, ek sal jou rus gee van al jou vyande, toekomstige tyd. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. So vers 11 sê die Here, maar hy gaan rus gee van die vyande. Dit beteken tog dat daar 'n ander rus nodig is. Dit beteken tog dat daar 'n ander soort vyand is, en dat daar 'n ander soort vrede nodig gaan wees, as wat Dawid nou in gedagte gehad het. Hy het gedink, weer eens, wêreld, ek het nou vrede, kom ons doen dit. Baie dieselfde, broers en susters, as die disippels met Jesus, wat ook wêrelds gedink het op daai oomblik. Wat het hulle gedink? Ons kort nou verlossing van die Romeine. Nee. Jy moet nou koning wees, en ons wil links en regs van U sit, sê Johannes en Jakobus. Dink klein. Dink wêreld. In dieselfde manier sê die Here, maar luister, Rome is nie die probleem nie. Die sonde is die probleem. Die duiwel is die vyand. Dis die groot probleem, dis die eintlike oorlog, en dis die rus wat jy nodig het. So wat doen God hierso? Hy hernie sy verbond met Dawid wat hy aan Abraham beloof het. En hy beloof vir hom, ek gaan vir jou 'n koningskap oprig, dit gaan vir ewig wees, ek gaan vir jou God wees, en jy gaan vir my 'n seun wees. Nou, hy maak 'n belofte, 'n verbintenis aan Dawid. Hy sê, Dawid, jy gaan iets groots kom. Ek gaan jou God wees, jy gaan my seun wees. So ons kan amper sê, hierdie gedeelte is soos 'n skakel, wat in die Ou Testament gebeur het met Genesis, waar die belofte aan Dawid en Eva gemaak is, aan arme Eva gemaak is, dat uit jou saad uit sal daar iets goeds kom, wat hy aan Abraham bevestig het. Hierso sê dit nou weer, maar hy maak die prentjie amper al bietjie duideliker, dat dit gaan deur 'n koning wees. En hierdie koning gaan uit jou koningskap uit, gaan hy kom, en hy gaan die rus bring, wat ons almal eintlik nodig het. So vir die eerste hoorders van daai tyd, daar gaan 'n tempel gebou word, en daar was, Salomo het dit gedoen. Maar 2 Samuel 7 kyk verby Salomo, baie ver in die toekoms in, en hy sien, die Here beloof iets, 'n realiteit, wat gaan kom. Nou, hierdie prentjie moet jy nou vanaand onthou, want dit is die sleutel vir vers 11, en ek gaan nou vir jou verduidelik wat dit bedoel, want ons is besig met die lang plan. Dis die derde punt vanaand, maar 2 Samuel 7 vers 12 tot 14 is die sleutel vir vers 11, wat sê, mag gaan julle rus van jou vyande, en dan gaan vir jou koningshuis opbou, wat vir ewig sal wees, en dan vers 12 tot 14 sê presies hoe dit gaan wees, wie gaan dit wees, hoe gaan dit lyk, wat is die karakter van dit wat gaan kom,
En dan is daar 3 dinge, vers 12 tot 14. Hy sal uit die nageslag van Dawid wees. Jou eie seun sal 'n koning maak. Onthou dit. Sy koningskap sal vir ewig wees, super belangrik. Nommer 3 is, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal my seun wees. Dis die dinge wat gesê word van hierdie koning wat gaan kom. En dis wat God hierso sê vir Dawid. Dawid, jy dink jy gaan vir my 'n huis bou. Ek gaan vir jou 'n koningskap, 'n dinastie oprig wat vir nooit eindig nie. Jy kan nie vir my beperk in 'n gebou nie. Jy kan my nie vasvat nie. Jy kan nie my uitfigure, soos die Engelse mense sê nie. Ek gaan 'n huis oprig wat vir my kinders gaan rus bring van die vyand. En ek gaan dit doen deur my seun, die Messias wat beloof is. So hierin is dit is die belofte vir die Messias wat kom. Nou hierso is die ding vir my en vir jou vanaand. Kinders, ek wil gou vir julle vertel hoe bevoorreg is ons vandag om ook die Nuwe Testament te kan hê. Nee, dit stop nie net by 2 Samuel 7 nie. Ons kan nou vorentoe gaan in die Nuwe Testament en sien hoe dit waar geword het en wat die Nuwe Testament sê daaroor, nê. Tertullianus, 'n ou kerkvader, hy sê so mooi. Hy sê, if you tell me 2 Samuel 7 is just about Solomon, the early church father Tertullian said, you will send me into a fit of laughter, because Christ, rather than any other, was to build the temple of God. That is to say, a holy manhood wherein God's Spirit might dwell, as in a better temple. Christ, rather than David's son Solomon, was to be looked for as the Son of God. En dan vat ek jou met daai sleutel Nuwe Testament toe. Hierso is dit. Kyk wat staan in Lukas 1 vers 32 tot 33. As die engel met Maria en Josef praat. Die sleutel is daar bo, geel, groen en blou. En dan word dit waar. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. God sê, ek sal vir jou vader wees. Jy sal my seun wees. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Jou eie seun sal 'n koning maak. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar nie 'n einde wees nie. En dan sien julle die spelfout groen daarso, ewige koningskap sal hy oprig. Nee, dis Jesus. En dan later dan kom Paulus en hy verwoord dit nog verder as hy nou, dis nou nadat Jesus dan nou gesterf het en opgestaan het en die blye boodskap is uit en ons besef, maar dis die Jesus, dis die Messias wat ons nodig het, dis die een wat gaan rus bring, dis die een wat ons vyand gekrash het aan die kruis, dan kom hy en hy sê in Romeine 1 vers 2 tot 4, dieselfde. Hierdie evangelie, en die evangelie is goeie nuus, het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore, daar is die geel sleutel. Op grond van sy opstanding uit die dood, het hy 'n ewige koningskap opgerig. Ons maak daai link daar. Is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God. Ek sal vir jou vader wees en jy sal vir my 'n seun wees. Dis so Jesus het gekom as 'n koning, maar weer eens 'n ander soort koning. Dawid het gedink God gaan op 'n sekere manier werk en dan sê God, nee, ek het 'n lang plan, Dawid. Die disippels dink, "Jesus, uiteindelik is hy 'n Messias wat ons gaan verlos van die Romeine." Nee, daar's 'n lang plan. Daar's 'n lang plan. Hy kom as 'n ander soort koning, die een wat rus bring en hy het. En hierso is die ding. Ons het nou gesing, ons het die koning se lof besing nou. Die hemelse koning, die skepper van hemel en aarde, wat alles gemaak het en alles onderhou het, soos Filippense 2 vir ons sê. Hy het ons kom dien met sy lewe nadat hy ons skuldig dood veroordeel is. En hoor hierso, aan die kruis was hy die huislose. Aan die kruis was die onrustigheid, die spartel, die verdier, alles wat alle moeilikheid wat jy in jou lewe al aangejaag het op hom afgestorm daar op die kruis. En hy hang so tussen die hemel en aarde. Hy het nie 'n blyplek nie. Die hemel wil hom nie hê nie en die aarde wil hom nie hê nie. Hy's homeless. Hy het homeless geword, hy het huisloos geword sodat ons ewige lewe kan hê.
En hy het dit gedoen om vir ons die ware rus te gee, nê. Deurdat hy met die opstanding die duiwel, ons eintlike vyand, vermorsel het. Die slang se kop is gekrash. Ek gaan vir jou rus gee van jou vyand, 2 Samuel 7. En nou is ons verhouding met God herstel. Kyk hierso, is nog 'n sleutel. So daar is die sleutel weer, ons verhouding is herstel, ons het nou ware rus en vrede. Ons verhouding met God is herstel, ons is koningskinders. 1 Johannes 3 vers 1 sê, jou eie seun sal 'n koning maak, en God sê, maar jy is 'n koningskind, op grond van wat God gedoen het deur Jesus Christus. Ons sal vir ewig lewe in die koninkryk, ek rig 'n ewige koningskap op. Hy is ons Vader en ons is sy seuns en dogters. 2 Korintiërs 6 vers 18. Ek sal vir jou 'n vader wees en jy sal my dogter wees. Jy sal my seun wees. En hierso kom die kikker, die pragtige gedeelte. Ons het nou gesê, elke keer as die koning 'n oorwinning behaal het, wat het hulle gedoen? Ook van die ander volkere. Hulle het 'n tempel gebou. Hulle het 'n huis opgerig waarin die koning gaan woon. En God se lang plan en sy groot plan en sy mooi plan is dit. Jesus het na sy opstanding, na sy groot oorwinning, 'n tempel opgerig. En 1 Petrus 2 vers 5 sê vir ons, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. So met ander woorde, God het 'n tempel kom bou na sy groot oorwinning, waarin hy woon deur sy Heilige Gees, wat ek en jy is. En wat ook al die tempel voorgestaan het in die Ou Testament, is waarvoor die kerk nou staan, net na verlossing, gevul met die Heilige Gees. So, net soos die tempel 'n plek van heling was en genesing was en verlossing was, is dit wat die kerk moet wees. Net soos dat die tempel 'n plek van genade was, so moet die kerk 'n plek van genade wees. Soos die tempel 'n plek was waar mense getransformeer is omdat hulle verlossing beleef en besef en in God se teenwoordigheid kan wees, moet die kerk dit wees verander. Net soos die tempel 'n plek was van rus, moet die gemeente 'n plek van rus wees. Moet jou GF 'n plek van rus wees. Moet jou Bybelstudie 'n plek van rus wees. Moet jou jou vriende 'n plek van rus wees, waar jy mense in jou rus innooi, want jy het reeds die rus, die werk agter die werk het Jesus gedoen, is afgehandel. Dis hoekom ons kan rustig wees. Die kerk het die mandaat en die opdrag van die koning om die blye boodskap, soos Paulus in Romeine 1 sê, die goeie nuus, die wêreld in te neem, Lukas 9 vers 6. So, dis die laaste punt dan. So as jy verstaan dat Jesus Christus onrus beleef het, sodat jy rus kan beleef van die vyand. Soos jy dit verstaan, sal kerk wees, of sal ons 'n kerk kan wees, wat rus gee vir die rustelose, en 'n huis kan wees vir die huislose. So die kerk is nou die tempel van die Heilige Gees, die rusplek, wat God opgebou het nadat hy die groot oorwinning oor die eintlike vyand, wat ons eintlik moeg maak, te behaal. En hierso is 'n paar dinge wat ek wil vanaand vir jou vra om bietjie oor na te dink, as ons hieroor praat. Nee, so sien jy die lyn? Sien jy 2 Samuel 7? Sien jy die hinge, die skanier, hoe belangrik dit is, en want God het duidelik gemaak, hieruit gaan die dinge kom. Maar wat kan ons hieroor dink? En wat sê hierdie teks vir ons, wat ons bietjie nadenke kan oordink? En dit is die volgende. Soos die ander volke se gode 'n eenkant God was, is ons God nie dit nie. Hy is 'n na ons toe kom God. Soos wat jy na die tempel toe moes gaan, of as jy wil na die God toe gaan daar, dan gaan jy soontoe. Maar Filippense 2 sê vir ons, nee, God kom na ons toe. En daai is iets wat ons moet modelleer as Christene, om nie te dink dat mense gaan net kom nie. Maar ons moet gaan. Nommer 2 is,
Ons kan nie dink ons het vir God uitgefigure nie. Weet so baie keer dan dink ons God klein. Ons wil hom verstaanbaar maak wat ek verstaan binne in ons denke. Ons wil hom inprop om tasbaar te maak op 'n manier, maar ons sal dit net nooit kan regkry nie. Ons sê nie vir God nie. Hy sê vir ons. Hy sê vir ons wie ons is. Hy sê vir ons wat ons moet doen. Hy sê vir ons hoe ons moet leef. Ons kan nie vir hom sê hoe ons dit wil doen nie. Hy is die koning, jy die dienaar. Jy kan nie vir die Here sê, Here, ek soek jou naby my, ek soek jou by my, maar ek soek jou geboks nie. Soos die Engelse sê, contained. Want wie is dan eintlik God in die lewe? Dis jy. Nommer 3 is, laat val jou mensgemaakte idees oor God en jou wêreldse selfsug manier van dink. Wat ons daardeur bedoel is, laat val eers die ander koninkryk. Nee, soos Dawid sien ons dat toe die Messias uiteindelik kom, het hulle gedink hy gaan iets anders wees, nee, want hulle het selfsugtig gedink. Wat is daar vir my nou hier wat ek hier uit kan trek? Nee, dis nie hoe dit moet wees nie, nee. Hy's 'n ander koning en hy's 'n ander God as wat al ooit bestaan het en sal bestaan. Hy's gans eenders, gans anders, nee. So ons moet hom nie klein dink nie. Ons wil hom inprop in formuliere en in belydenisskrifte en dogmatiek en dit het al sy plek, maar hy's groter as dit. Hier is een wat ek dink baie van ons dalk mee stoei. Maar as God vir jou nee sê, sê hy nee vir 'n beter alternatief. As daar 'n deur toemaak in jou lewe, is nie spytvolheid nie. Daar's 'n lang plan. God sê nee vir 'n beter alternatief. Vertrou jy hom daarmee? En dan die laaste ene het ons nou 'n bietjie genoem, maar ons die geloof wat ons het in Christus, die God wat ons aanbid. As jy kyk na hoe ander gelowe werk en oor die eeue heen, dan wil ek net vir jou sê, dis super uniek. Dis so uniek. Dit werk totaal andersom. Dit is 'n onderste bo, agterste voor koninkryk wat ons in is. Want ons kan nie na hom toe gaan nie, hy kom na ons toe. En nou is hy met ons. Die tempel van die Heilige Gees. Mag jy hierdeur weet dat daar vir jou rus is van jou vyande. Dis gedoen, dis gedaan. So hou op spartel. Jy kan vrede hê want God het rus gebring van ons vyand. En hierdie rus sal vir ewig en vir ewig aanhou. Amen. Kom ons hoor gou, is daar iemand wat iets wil sê dalk oor hierdie gedeelte, 'n bydrae wil lewer, 'n getuienis wil lewer? Ek sien Matt is reg met 'n mikrofoon. Ons gebruik hom maar net vir die uitsending dat mense kan saamluister. Wil iemand iets by sê? Nou moet jy gaan toepas. As daar niks is nie, dan bid ek vir ons saam. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat U die een is wat vir ons rus bring van ons vyande. Die een wat ons so lam gelê, wat ons weggedryf het uit 'n volmaakte verhouding met U. En dat U ons verhouding met U kom herstel het, sodat ons nou kinders van die lewende Vader genoem kan word. Here, dankie vir wie U is. U is so groot. U is almagtig, alwys, ewig. U is soewerein. En so baie keer, Here, wil ons eintlik om jammer sê vanaand dat ons probeer om U in te boks en vir U te sê wie U moet wees in ons lewe. U is groter as dit. Ons kan die einde van U nie eers indink nie. Hoe kan U inpas in 'n gebou? Maar Here, dankie dat U op 'n spesiale manier, nadat U die groot oorwinning aangekondig het, dat U in ons wil woon en dat ons tempel van die Heilige Gees genoem kan word.
Ja, wat 'n voorreg, Vader. Dat U na ons toe gekom het en dat U Gees op ons uitgestort het en dat ons daardeur, o Vader, die vermoë nou het om te kan gehoorsaam wees aan wat U bevele is. Om te kan gehoorsaam wees aan wie U wil hê ons moet wees. Aan wie U sê ons is in U en wat U wil hê ons moet doen. Dit maak dat ons net voor U kom staan, Vader, en soos ons nou gesing het, net al die lof en eer vir U wil bring, want ons is net U diensknegte. Here, maar U is die koning. En dankie dat U so oop pad vir ons gebaan het na U toe, dat die enigste kind wat dit waag om vir 'n koning 3:00 die oggend water te vra, is die koning se kind. En ons het daai toegang. Wat het vir ons rus gebring. Het ons weer ingenooi in die teenwoordigheid in. Vader, help ons in die nadenke hiervan. Dalk stoei ons met 'n toedeur op die oomblik. Dalk is daar iets in ons lewe, o Vader, wat ons 'n duidelike nee oor hoor. Geef vir ons deur die Gees die vertroue, o Here, om U te vertrou dat U 'n beter alternatief het. En dat ons op daai beproefde pad sal bly, al agter U aan. En dis die pad wat na die lewe lei. Ons bid dit vir elke liewe broer en suster wat vanaand hier so sit, Vader. Dat ons hierdie week sal ingaan met hierdie rus en met hierdie vrede. En dat ons hierdie rus en vrede wat ons het, dat ander mense ingenooi sal word daarin. En dat hulle sal vra, maar waar kom hierdie rus vandaan? Dat ons dan met vrymoedigheid kan vertel waar ons dit gekry het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gelowiges, ons gaan nou klaarmaak. Natuurlik lied 350, Reinder het verlede Sondag 'n Kerslied opgegee. Dis ek so, is dit wettig om 'n Kerslied te sing? As dit nie Kersfees is nie. Weet jy dog ek wel, as die senior pastor dit kan doen, nee, dan kan ek dit ook doen. So, nee, hierdie is 'n lied oor die koning wat gebore is en wat sommer aansluit by die teks, lied 350. En dan lied 488 wat net sê helder skyn ons lig vir die nasies en weer die hele koningskap beeld is daar. Kom ons staan. Dan sing ons hierdie twee liedere tot eer van die Here en dan spreek ons die seën van die Here uit daarna.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.